en van die Heilige Gees. Amen. Kan die plek inneem, broers en susters? Terwyl ons net so bly sit, kom ons sing dan uit Vonk 224 verse 1, 2 en 3 en ons sing dit as 'n skuldbelydenis. Geliefdes, nou dat ons skuld bely het, kom ons sit net so en ons bely ons geloof, deur elkeen soos volgens sy of haar hart te spreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, kom ons sing tot lof van die Here, uit Gesang 190, verse 1 en 3, en ons sing dit staande. Amen.
Ons skriflesing vanoggend is uit 2 gedeeltes. Ons gaan lees uit Johannes 15 versie 1 tot 8 en dan ook 2 Korintiërs 4 vers 14 tot 18. Johannes 15 vers 1 tot 8. Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Tot sover uit Johannes 15 en dan 2 Korintiërs 4 vanaf vers 14. Ons weet immers dat God wat die Here Jesus uit die dood opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek en ons saam met julle voor sy troon sal stel. Ons doen dit alles om julle ontwil, sodat die genade van God steeds meer mense kan bereik. Dan word die dankgebede ook meer en God ontvang die eer. Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby. Maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Geliefdes, ons lees tot sover. Gelukkig is elkeen wat die woord van die Here hoor en ook elke oomblik daarvolgens lewe. Kom ons bid saam. Ons gaan na ons gebed, dan sing ons spontaan sonder aankondiging uit Gesang 278 verse 1 en 2 en ons sing die lied 2 maal. Here onse God, dankie dat ons as u kinders vanoggend hier voor u kan kom staan. Ons kom met versigtiging nader, Here, want u is so anders as ons. U is volmaak, u is almagtig, u is die heilige God, die enigste. En teenoor u, Here, staan ons wat klein en nietig is, wat nie sonder u kan leef nie, totaal en al van u afhanklik. Ons is soms ongehoorsaam, volg soms ons eie kop en ons eie wil. Maar dankie, Here, dat u nie boekhou van die kwaad nie. Dankie dat u nie ons sondes teen ons bly hou nie, maar in liefde u arms na ons toe uitstrek, omdat u ons vergewe en ons by u wil hê. Ons sal nooit kan verstaan, Heer,
hoe groot u genade en hoe groot u liefde is vir sondaar mense nie. Ons sal nooit kan verstaan dat u aanhou en aanhou genade gee nie. Maar ten spyte daarvan dat ons nie verstaan nie, wil ons tog vra, Here, dat u ons ook so deur u Gees sal lei, dat ons in dankbaarheid daarvoor gehoorsaam aan u sal gaan lewe. Soos wat u van ons vra, dat ons sal doen wat u van ons vra, en dat ons dit met 'n opregte hart sal doen. Here, wanneer ons vanoggend hier saam is, het elkeen van ons eie dinge wat in ons gemoed draai. Dinge wat al swaar op ons gemoed druk, ander dra dalk blydskap in hulle saam. U ken elkeen. U weet, Here, wat in elkeen van ons aan die gang is. En daarom vra ons, dat u ons vanoggend ook, Heer, deur u woord sal aanraak. En dat u ons rustigheid en kalmte sal gee. Vrede sal gee, Here, dat ons onbevange na u woord kan luister. Johannes 15, verse 4 en 5. Julle moet in my bly, en ek in julle. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Broers en susters, die evangelie van Jesus Christus, die blye boodskap, oftewel die goeie nuus, kan 'n mens kortliks soos volg saamvat. God het mens geword in Jesus Christus en hy het onder ons kom woon. Hier op aarde het hy gelei, hy het in ons plek gesterf, maar hy het ook opgestaan uit die dood. En daardeur het hy die pad na God toe vir ons oopgemaak. Hy het die dood oorwin, sodat die dood nie meer houvas op ons kan hê, of ons enigstens van God af kan weghou nie. Hy het vir ons reeds 'n plek in die hemel voorberei. En ons hoef nie te wag vir eendag om te sê dat ons 'n plek in die hemel gaan hê nie. Ons het reeds daardie plek. Ons kan eintlik reeds gaan leef as mense wat in die hemel is. Dit is hoe ons in kort die goeie nuus van die evangelie kan saamvat. Hoeveel keer het jy al hierdie dinge gehoor, wat ons nou gesê het? Hoeveel keer het jy dit dalk al vir iemand gaan vertel? Jesus het in my plek gesterf. Jesus is gebore
en hy het my kom verlos van sonde en dood. Hy het opgestaan en hy het die dood oorwin. Ons het dit al menigmaal gehoor. Menigmaal al self gesê. Ons verkondig hierdie nuus, hierdie evangelie, die goeie nuus. Ons bely dit, wanneer ons sê dat ons dit glo, met ons hele hart. Want hierdie dinge maak ons opgewonde. Dit maak ons bly. Dit maak 'n gevoel in jou wakker, dat jy dit nie vir jouself kan hou nie, maar dat jy dit met ander wil gaan deel, want hierdie nuus, hierdie goeie nuus, borrel hier binne in jou. Daar's ook 'n ander manier, waarop 'n mens nuus kan ontvang. As iemand vandag vir ons sal vertel, dat daar 'n oorlog in die Midde-Ooste uitgebreek het, dan gaan jy dalk met 'n frons op jou gesig sit. Want hoekom vertel hulle dit vir jou? Almal weet dit. Dis iets wat al meer as 2 maande gelede gebeur het. Dis ou nuus. Dit wat vandag die nuus haal nie môre die nuus nie. Niemand raak opgewonde oor ou nuus nie. Ou nuus is iets wat verby is. Ons soek die nuwe nuus, waaroor ons met mekaar kan praat. As nuus van 'n dag, 'n week, 'n maand, of 2 maande, ou nuus is, en dikwels iets is wat ons al van vergeet het, hoe kan ons vandag verwag, dat nuus wat meer as 2000 jaar oud is, en waarvan ons nie eers getuies is dat ons dit gesien het nie, hoe kan ons enigstens wil hê, dat sulke ou nuus ons opgewonde en bly maak, en ons aan die praat kry? Hoe kan ons hierdie ou nuus steeds in 'n wêreld gaan vertel vandag, wat dit al hoeveel maal gehoor het? Daar moet iets wees, broers en susters, in hierdie ou nuus, wat ons nie kry in die jongste en nuutste nuus nie. Daar moet iets anders, iets spesiaal wees in hierdie eeueoue nuus, wat ons vandag nog verkondig en waarop ons hoop vir die toekoms bou. Johannes vertel van ons in vanoggend se skrifgedeelte wat dit is, wat hierdie ou nuus telkens weer wanneer ons dit hoor, vir ons laat klink soos nuwe nuus. Hoekom dit 'n effek op ons lewens het, oftewel op die manier waarop ons lewe. Hier word 'n beeld gebruik van 'n wingerd. En onmiddellik aan die begin dan vertel Jesus wie die verskillende rolspelers in hierdie beeld is. Hy begin met een van vele ek is uitsprake wat ons dikwels in die evangelies raak lees. En hy doen dit om duidelik te maak wat sy rol is of behoort te wees in mense se lewens. Hy is die wingerd, die middelpunt van hierdie gelykenis. Ons, wat sy disippels is, of sy kinders is die lote wat aan hierdie wingerd vas is en moet vrug dra. Sy vader is die boer, wat hierdie wingerd gereeld snoei, sodat dit nog meer vrugte kan dra. En dan is daar ook die lote, wat nie vrug dra nie,
wat weggegooi word en verdroog, en waarmee daar vuur gemaak word. Die lote, sê hy, kan op hulle eie niks doen nie. Hulle het geen waarde op hulle eie nie, omdat hulle uit hulle eie uit nie kan vrugte dra nie. Daar is 'n voorwaarde vir hierdie lote om te kan vrug dra, en dit is, hulle moet vas wees aan die wingerd. Dit sê Jesus ook duidelik, 'n loot kan nie op sy eie vrugte dra nie. Die lewegewende groeikrag en die moontlikheid om te kan vrugte dra, kom uit die wingerd uit, nie uit 'n loot self nie. En daarom kan lote nie alleen vrug dra nie. Maar ten spyte van hierdie lewegewende krag wat uit die wingerd uitkom, is daar tog lote, sê hy, wat nie vrugte dra nie. En hierdie lote word afgesny en weggegooi en mense maak vuur daarmee. Dis al waarvoor hulle goed is. Dit, broers en susters, klink na 'n genadeloose veroordeling, waaruit 'n mens onmiddellik die afleiding maak, dat wanneer ek nie vrugte dra nie, of wanneer ek ongehoorsaam is, het ek my kans gehad, en dis verby met my. Maar hoor mooi, die troos wat Jesus ook in hierdie gelykenis gee. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af, maar elke loot wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Die troos is vir my en jou moontlik om te kan vrugte dra, omdat God deur sy Gees vir ons die geloof gegee het om die woord te hoor en te weet en te glo dat dit sy woord is, dat dit hy is wat met ons praat, en dat dit ook die woord is waaraan ons gehoorsaam moet leef. As jy die woord gehoor het, weet jy wat om te doen. Daarom hoef jy nie bang te wees dat jy afgesny gaan word nie. Gaan doen wat jy moet doen. Gaan leef soos wat jy moet leef. Of soos wat Jesus dit sê, bly in my en ek bly in jou. Bly vas aan my. Moenie sonder my probeer leef nie, want op jou eie gaan jy nie regkom nie. Bly vas aan die wingerd, sodat jy kan vrug dra. Bly vas aan die wingerd, sodat jy seker is, hierdie lewegewende krag vloei ook in jou in. In Genesis 1 lees ons, dat God het in die begin die hemel en die aarde geskep. Hy het na sy skepping gekyk en hy het gesê, dit is goed. En toe kry die sonde 'n vasdrapplek in die wêreld, en dit kom besoedel God se skepping. Jesus se opstanding uit die dood is 'n nuwe skepping van God. 'n Nuwe begin, omdat hy daarmee vrede gebring het tussen God en mens, en die mens vir homself 'n nuwe blaadjie kon omslaan. Maar om deel te hê aan hierdie nuwe skepping, broers en susters, moet ek en jy in Christus bly. Om die beeld wat ons vanoggend gelees het te gebruik, ons wat lote is, moet vasbly aan die wingerd. Alleen so sprei daar lewe, nuwe lewe in elke loot in.
want dit kom uit die wingerdstok alleen. Dis vanuit die wingerdstok waar die lote groei. Maar elke seisoen kom maak God hierdie lote nuut. Hy gee nuwe lewenskrag. Hy gee dit wat die lote nodig het om te kan vrug dra. En so kry elke loot wat aan hierdie wingerd vas is, elke gelowige wat aan Christus vasgebind is, nuwe lewenskrag om vrug te dra. Onthou, julle is al reeds reg gesnoei. Julle het die woorde gehoor. Julle weet waaroor dit gaan. Julle het die woord by julle elke dag. Gaan dra vrugte. Broers en susters, ons gaan nie met mekaar doekies omdraai nie. Dis ou nuus hier. Ons almal weet dat Jesus aan ons die lewe gegee het met sy opstanding uit die dood. Ons weet dat hy ons kom verlos het van sonde en dood. Ons weet dat ons nie sonder hom kan leef nie. Ons weet dit alles. Maar voel dit nie tog vir jou, wanneer jy hierdie dinge hoor, of jy hieroor wil jubel nie, of jy hierdie boodskap aan die wêreld wil gaan vertel en dit nie vir jouself wil hou nie, jy wil dit vir die wêreld gaan vertel, asof dit splinter nuwe nuus is, want dit maak jou van vooraf opgewonde. Dit kan nie anders nie. As God deel van my lewe is, en ek is aan God vasgemaak, dan kan ek mos nie anders as dat hierdie ou nuus, elke keer wanneer ek dit hoor, vir my word soos nuwe nuus nie. Al spoed die tyd ongenadiglik voort, vinnig, al word my liggaam ouer. Paulus sê, al is my liggaam besig om te vergaan, al kry ek swaar, is God elke dag besig om my te vernuwe. Ten spyte van die tyd wat loop, en ek word ouer, kan nie meer dit doen wat ek vroeër gedoen het nie. Ek is nie meer so vinnig om te beweeg nie, en dit maak my moedeloos. Gee God steeds vir my die geloof, om te glo in die wonderlike nuus van die evangelie. Hy het mens geword, en hy het by ons kom woon. Hy weet daar, hoe ons soms voel. Ten spyte van spanning, kommer, wat soms my lewe oorneem, word ek getroos, ook deur die woorde van die psalmdigter wat sê, God se ontferming is elke môre nuut. Hy maak gereeld saam met my 'n nuwe begin, waardeur hy vir my moed gee om die wêreld weer in die oë te kan kyk. Te midde van my alleenheid, wat ek voel my soms wil verwrig, laat hy my elke oggend wakker word met die belofte van 'n nuwe dag. 'n Nuwe dag waarin ek weer sy goedheid, sy liefde en sy genade kan ervaar. Selfs ten spyte van my ongehoorsaamheid en sonde, help hy my om my skuld voor hom te kan bely en 'n nuwe blaadjie te kan omslaan. Hy verseker my van sy genade, wat ook beteken dat hy my reeds vergewe het vir daardie dinge waarvoor ek nie eens bereid is om myself te vergewe nie. God hou nie boek van die kwaad nie. Dis nie sy wil om ons te straf nie.
God se wese is liefde. Nie kwaad en vergelding nie. Daarom het hy besluit om in die dood en opstanding van Jesus Christus my en jou lewe nie te maak. 'n Onbegryplike, onverstaanbare liefde wat hy aan ons bewys het. En so word hierdie ou nuus van meer as 2000 jaar gelede vars en nuwe nuus. Nuus wat ons weer opgewonde maak, dat ons met die lewe kan aangaan en met sekerheid die vertroue, die troos en die geborgenheid by God kan ervaar. Dat ons kan weet, ons is aan hom vasgemaak, soos wat 'n loot vas is aan 'n wingerd. 'n Wingerd waardeur ons daardie lewegewende krag kry, wat ek nodig het, en wat ek nie op my eie kan kry nie. Geliefdes, gaan leef gehoorsaam en dankbaar teenoor God, dat hy my en jou lewe kom nuut maak het, in Jesus Christus se opstanding uit die dood. Dankbaar, dat hy daardeur, elkeen van ons, aan Christus vasgemaak het, en dat hy deur sy Gees in ons woon. Wat deur die wêreld dalk beskou word as ou nuus, is elke dag vir 'n kind van God nuwe nuus. Goeie nuus, die evangelie, nuus waardeur ek 'n nuwe begin kan maak, om Paulus se woorde te gebruik, een is met Christus op grond van sy opstanding uit die dood. Daarom kan ons as blymoedige en hoopvolle mense gaan leef. Kom ons gaan doen dit. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Here, dankie dat U elke oomblik nuut maak. Dankie dat ons die versekering kan hê, U maak ons en ons lewens ook elke oomblik nuut. Al spoed die tyd voort, al word ons ouer, al word ons liggame ouer en ons kan nie meer doen wat ons vroeër gedoen het nie, kry ons steeds die goeie nuus, dat U nuut maak. Wil die Here so deur die Gees in ons werk, dat ons elke dag as nuwe mense gaan lewe. Gaan leef as mense wat leef asof hulle vir die eerste keer die goeie nuus gehoor het. Die dood is oorwin. Ons het 'n plek in die hemel. Nie eers eendag nie, alreeds nou. Here, hou U hand oor ons in die week wat voorlê. Hou ons veilig en bring ons weer volgende Sondag hier byeen onder die geklank van U woord. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus, wat uit die dood uit opgestaan het en aan elkeen van ons 'n nuwe lewe gegee het. Amen. Gemeente, ons sing saam uit Gesang 273, verse 1, 2, 3 en 4. En dan staan ons, bly ons staan vir die seëngroet, en ons wegsendingslid is vonk 314, die eerste, tweede en vierde vers daarvan. Nou eers Gesang 273, al 4 die verse.
in vrede en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen. Broers en susters, ons het die volgende afkondigings net. Hierdie week se Bybelstudie gewone tyd, Dinsdag aan 6:00 en Woensdagoggend 9:30. Daar word nie vandag koffie en tee bedien nie. En die houtkussies vir die diakonaat is weer by die deure uitgesit. Ons weer is die gebruik elke eerste Sondag van die maand om die houtkussies uit te sit, waar u dan 'n bydrae kan insit